is dit om in die huis van die Here vanoggend te wees. Ek wil vir elkeen welkom heet hier en ek wil vir u sê, as u die dienste en die bid hierdie week gemis het, het u gemis. Halleluja, die Here was hier met ons gewees. En ek loof en ek prys om, weet u, ons is gister, is ons by 'n hockey game, dis maar hoor. En daar behoor niks ding. En ek sien, hulle moet 'n penalty kry om nou die wen-goal te skoor. Hulle moet hom inkry en dan hulle staan en ek dink, wat se pressure moet hierdie kind nou onder wees, want sy moet nou by die ou kom en dan wen hulle nou die game. En sy staan en sy slaan en hy sê weer, weet jy, die skare staan op en hulle juig. En vanoggend dink ek by myself, daai skare wat so gejuig het, as hulle eendag sien, as Jesus daar die finale oorwinning kry en daai bal gaan verby die vyand en ons almal staan op, kan u dink hoe gaan dit kry eendag daar in die hemel as almal hulle knie gaan buig en elke tong gaan bely dat Jesus Christus die Here is. Halleluja, en daar is hy, Jesus Christus is hier vanoggend met ons. Halleluja, en ek vra dat die oë sal sluit en gaan ek open met gebed. Halleluja, dankie Here dat u vanoggend hier is, Here, dankie Here dat ek op ons hier ingestap het, gevoel het, Here, u is hier. Here, hier is nie baie mense vanoggend nie, Here, maar u is hier en dit is die belangrikste vandag, Here, want sonder u, Here, kan ons hierdie deure sluit, Here, maar u is hier. Iemand is hier en ek weet dit is Jesus, halleluja. En u Gees, o Heilige Gees, u is so welkom hier in ons midde vandag. En ek bid, Here, dat u ons gaan kom salf en kom seën vandag, Here. Ons sal oplig, Here, dat u Gees sy doel sal bereik vandag in ons midde. Here, ek bid seën die prediker, Here, seën elke aspek van hierdie diens vandag. Ek dank u daarvoor, ek bid in Jesus naam. Amen, halleluja, dankie. The Holy Spirit is in this man. Kom maar staan.
daar so 'n bietjie stof wat ons toemaak. Skit so 'n bietjie. Skit so 'n bietjie die stof. Here, ek maak myself oop vir U Gees, Here. Halleluja, prys U naam, want partykeer is ons so swaar van die stof. Halleluja, dat ons nie kan uitkom waar ons moet uitkom nie. Halleluja, maak U self oop en sê, o Heilige Gees, kom en vul my, kom maak my vol. Halleluja, dankie Here Jesus.
vertrou op my. Sal wat jy misschien is vertrou. En bly net by my voete. Maar die Here sê ek nie dit. Afbouw is. Halleluja, dankie Jesus. Halleluja, Veronique sê die Here vir jou, nie ander nie, nie kar. Here sê op my tyd. Op my tyd sal dit gebeur. Here sê, hou jy net aanbid. Hou jy net aanbid vir dit. Here sê, dit sal gebeur, dit sal kom. Here sê, nie opgeef. Halleluja, op my tyd sal dit laat gebeur. Halleluja, Halleluja, die Here sê vandag, hy sien die opregtheid van jou hart raak. Hy sien vandag dit wat jy vir hom bid, dit wat jy vir hom vra. Jy sê, Here, dit is nie regverdig dat hierdie dinge met my gebeur nie. Here, ek probeer so hard. Ek probeer so hard om net, Here, by U te bly en dan gebeur hierdie dinge. Die Here sê, ek is met jou. Ek het jou nog nooit verlaat, ek het jou nog nooit begin. Halleluja, die Here sê, jou getuienis gaan weer aan 'n manier kom. Want die Here sê, jou getuienis is op pad gaan kom. Die Here sê, ek sien jou mensie, ek sien jou hart. Ek sien jou getuienis voor my. Halleluja, dankie Here Jesus, prys U naam. Halleluja, maar die Here sê, daar by jou werk gaan getuig. Gaan vertel die mense dat ek red. Halleluja, die Here sê, jy kyk hulle wat ek is, en ek die Here is daar ook vir hierdie mense. Maar die Here sê, hou jy net aan getuig. Ek sal die werk doen. Jy is al gesaai, ek sal dit laat opskiet, ek sal dit groei. Halleluja, prys U naam, dankie Here Jesus, dankie dat die Here sê, die laaste dag van jou lewe is ek met jou, my dogter. Halleluja, ek het jou nie gelos nie, my dogter. Halleluja, jy sê, Here, partykeer is ek in pyn. Here, hoekom het ek hierdie pyn? Die Here sê, ek is met jou, my kind, ek gaan jou dra deur hierdie saak. Ek is met jou, my dogter, ek sien wat jy vir my gedoen het, ek sien die werke van jou hande. Die Here sê, ek sal dit vir jou draagbaar maak. Ek sal dit so maak, dat jy dit sal kan dra, want die Here sê vir jou, my las is lig, my juk is sag, en ek is met jou. Halleluja, dankie Here Jesus, prys U naam. Halleluja, dankie Here Jesus, halleluja, bitte, sê die Here ook vir jou volgende. Moenie opgee. Moenie opgee aan dit wat ek gebou het in jou lewe. Die Here sê, gaan net voort, sit jou kop neer teen hierdie wind wat waai, sit hom neer en gaan deur hierdie wind. Die Here sê, as jy aan die ander kant gaan uitkom, gaan jy sterk wees. Halleluja, die Here sê, nie opgee. Nie in die middel van die storm stop en sê, ek kan dit nie hanteer nie. Die Here sê, ek is met jou. En ek dra vir jou hier. Halleluja, dankie Here Jesus, dat U vanoggend hier is met ons, Here. Dankie, Here, dat U vir ons deurdra, dankie dat U ons versterk, Here. Dankie dat U ons help, Here, dankie dat U diep daar binne sien waar niemand kan sien nie. Halleluja, Here, want dit wat ons vir die mens wegsteek, Here. Here, is U soos, vir U soos 'n oog, Here. Ek bid asseblief, seën hierdie diensverder, Here, seën elkeen wat opgekom het na U huis toe. Seën die prediker, Here, dat U wil sal geskied vandag, Here. Ek bid die kosbare lied oor hom, oor sy lippe, oor sy stem vandag, Here. Ek dank U daarvoor, ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen, Barbara, dankie dat jy so terugneem. Ek is baie bly dat jy vanoggend hier is. Vir die van julle wat laat gekom het, ek kan die lekker saam bid op die mat, het jy nog gemis. Die volgende keer wat jy bietjie vroeg kom, dan kan jy saam op die mat bid. Dink ons moet meer doen, ons moet dit net vir spesiale geleenthede hou, ons moet sommer amper 'n instelling maak om elke nou en dan bid ons saam op die mat. Amen. En is lekker, ons kom so in kontak met die Here. Ja, amen. Dis van die begin van die week al dat ek allerlei goeie sien wat gebeur. Hierdie is een van die weke waar die meeste goed met ons gemeente gebeur het. Pieter het geval as hand seer gemaak, het lyk daarop of hy right is. Hy sê hy is alright.
Ek kan nie onthou vir Dinsdag of Woensdag of Donderdagoggend was nie bel nie vir my. Terwyl ek Bybel lees, gewoon ek antwoord ek nie my telefoon. Nico Prinsloo, klein Nico, bel my. Hy sê, pastoor, ons is hier in Pretoria by die hospitaal. Nou weet ek nie wat daar is, hy sê nie, my pa het 'n beroerte gehad, maar hulle het nie 'n Bybel gehelp toe hy ons spandeer. En gelukkig het ek my gister saam gebel, sê my pastoor, daar is niks oor van die beroerte. Amen. Hulle kry net. Hy sê, hulle wil net nie ontslaan nie, want sy hartklop is nog nie reg, maar sy hartfunksie is nie reg nie. Hy moet net die kardioloog sien en gaan ontslaan. En dan gaan ek vir ons getuig van die goedheid van die Here. Gister ry ons en ek sê vir Anne, ek kan nie dit met sekerheid sê nie, maar ek dink iemand het ons met 'n klip gegooi, met 'n handklip gegooi. En daar's 4 merke op my ry met 1 slag. En dit gebeur nie sommer net. Want die Here is goed vir ons, as hy nie. Ons kan hier wees, ons kan saam gebid hierdie week. Nou, die van u wat nie by die Pinksterbid hier was nie, soos ek gesê het uitgemis. Die van u wat hier was, ons gaan net aan. Stop en ons hou net aan. Nou ek wil vandag vir u 2 gedeeltes lees in die foto's, die skrif weet, kan ek oopmaak in Johannes hoofstuk 4, ons gaan lees van vers 7 tot vers 14 en ook in Johannes 7. Kom ons lees eers Johannes 4. Terwyl ek nog so toe blaai, vandag is die dag wat gepraat word in Handelinge, hoofstuk 1 en 2, waar die disippels saam was en die uitstorting van die Heilige Gees daar was. Dan kom ons lees Johannes 4, vanaf vers 7. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om water, om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie, daar is baie lang geskiedenis oor dit. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee my water om te drink, sou jy hom gevra het dat hy vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, een is 'n skepping nie, en die put is diep. Waarvandaan kry jy dan die lewende water? U is nog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee. En Jesus sê vir elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Is dit nie so nie? As ons water het en ons drink, dan word ons weer dors. Ja. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal van 'n fontein van water wat opspring in ewige lewe. Amen. Yes. Die wonderlik, kom ons lees weer vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in 'n fontein van water wat opspring tot die ewige lewe. As jy dan in online na hoofstuk 7 toe, vers 37 en vers 38. Let jy 3 bladsye aan. Sê op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En hy wat in my glo sal, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Die mooi gelees daar. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Halleluja. En elkeen van ons moet 'n smagting hê vir lewende water om uit ons binneste uit te vloei, is dit nie so nie. Elkeen van ons wat ons hart vir die Here gee, wat sê Here, ek lewe nou nie meer vir die wêreld nie, ek lewe vir U, moet 'n smagting hê om hierdie water hier binne in my te hê. Nou voor ons begin, vandag is nou Pinkstersondag, uitstorting van die Heilige Gees. Dis wat in Handelinge gebeur het, dis die eerste uitstorting op 'n groep mense gewees.
As ons wel verder in die Nuwe Testament gaan lees, dan is dit nie net gekoppel net aan hierdie spesifieke dag nie, maar dit het op ander dae ook gebeur. Ja, amen. In die Bybel en in ons alledaagse lewe vandag nog gebeur dit, nie net op Pinkster nie. Maar ons moet een ding besef, dat die Heilige Gees is nie iets nie. Ja. Die Heilige Gees is nie 'n gevoel nie. Ja, die Heilige Gees gee ons iets. En die Heilige Gees gee ons 'n gevoel, is dit nie so nie? Ja. Ek weet nie van nie, ek was nie al by atletiek byeenkomste gewees. Of dit nou by die skool is, of dit nou op 'n groot stadion was nie al by 'n rugbywedstryd gewees. Nico, al is dit billetjie rugby, sit daar ouers doodstil en kyk die rugby so en sê niks nie. Nee. Het jy op Facebook hierdie week gesien? Die groot geveg wat uitgebreek het by 'n laerskool rugbywedstryd. Ja. Nie tussen die spelers, nie tussen die ouers. En mekaar daar op die veld gaan takel oor hierdie mini rugbywedstryd of laerskool rugbywedstryd. Maar het jy al gesien die mense skree? En hulle ondersteun en hulle is deel, jy mag ook so wees hoor. As ek hier bedien, jy mag maar iets as doen. Jy mag maar, as jy wil, jy voor op die mat kom hardloop, net jy mekaar gryp nie, ons gaan nie daai geveg hiervan. Ja, amen. Halleluja. As jy kom en skryf ek dan gaan jy weer goed sit. Maar jy mag saamstem, en jy mag sê, yes, dit is so. En as jy regtig wil, ek sê, pastoor, ek sê nie saam, en dan bespreek ons het maar nie. Maar Jesus, die Vader en die Heilige Gees is elke een 'n persoon. Die Heilige Gees is 'n persoon in die Godheid. Ja, hy leef binne ons en hy leef by ons soos ek verlede week hier vir julle gewys het. Hy trek ons terug as ons in die verkeerde rigting wil gaan. Maar die Heilige Gees is 'n persoon. As jy Johannes 16 gaan lees, dan praat dit van hy. As iemand wil sê die Heilige Gees is 'n vrou, hy is ook verkeerd. Dis hy. Die Godheid. Hy's deel van die Godheid. Hy's in die Godheid. Hy vorm deel van die drie-eenheid. En ons gaan vandag so 'n bietjie meer praat oor hom wat die Heilige Gees is, dat ons verstaan waar dit gaan. Ja, amen. Want baie mense wil hierdie of wil daai, wil gedoop word, maar hulle verstaan nie die hom van die Heilige Gees, die derde persoon in die Godheid nie. Nou in die Bybel word die Heilige Gees as baie goed beskryf. Hy het baie aspekte. En hy het baie simbole in die Bybel. En ek wil so 'n paar simbole doen en dan gaan ons oorgaan na 'n paar ander goeders toe, maar ek wil vir julle net laat besef dat die Heilige Gees is die waarheid. Ja. In die eerste plek as ons Handelinge 2 gaan lees, dan is die Heilige Gees 'n wind. Die symbool van die Heilige Gees is 'n wind. Daar staan, en op die dag van Pinkster is hulle almal eendragtig tesaam en daar het 'n geluid soos 'n rukwind gekom. Dis die teken van die Heilige Gees. Dis nie net daar is Johannes 3 vers 8 praat ook van die wind van die Heilige Gees. So een van die simbole van die Heilige Gees is wind. Ja. Weet jy eendag gehoor getuig van hom nie? Was jy van die wind gehoor het? Ons aan Durban onder my ma se huis gebly. 'n Klein woonstelletjie. Die Heilige Gees is 'n wind. Die Heilige Gees is ook water. Ek gaan lees daar in Johannes 3 vers 37 en 38. Dis ons nou gelees het. En hy wat na my toe kom, hom sal ek gee, en 'n fonteine van lewende water sal ek sy binneste uit. Dis 'n simbool van die Heilige Gees. Daar in Johannes 4, wat Jesus met sy Samaritaanse vrou gepraat het, is 'n voorspraak van hierdie. Hy sê vir haar, as jy geweet het wie ek is, en jy het vir my gevra vir water. Ja. En ek sê water gee, jy sal nooit meer dors gekry nie, want die Heilige Gees maak hy borrel in die binne ons, en ons het nooit meer dors van enige ander godsdienst nie. Ja. Ja, as mense wat bietjie teruglei, maar dit nooit kan hulle Christendom los nie. Dis daai borrel en Herman, die binne jou begin borrel en borrel. En hier nou stop dit nie. Jy moet
hierdie tannie se getuienis hoor. Ja. As jy ons vertel het Woensdag aan, hoe die Heilige Gees al gelei het en gehelp het. Maar wat binne tannie geborrel. Hulle was nie bang gewees nie, want hy was daar, saam met haar. Hy, die Heilige Gees, die Vader, wat binne ons opspring. Hy is ook vuur. 'n volgende simbool is vuur. Johannes sê, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, wat groter as ek is, wie se skoene ek nie eens nog losmaak nie. Hy gaan julle doop met die Heilige Gees en in vuur. Dis eintlik waar staan. Daar staan in ons Bybel en met vuur, maar in vuur, met vuur, dis dieselfde ding. Handelinge 2, en tonne van vuur op die mense gesit, as teken van die Heilige Gees. Hy was daar gewees, hy was by hulle, hy was uitgestort op hulle. Gaan huis toe en vat jy 'n glas, maak jou vol water en gooi dit so uit. En sien jy loop dit is wat gebeur het. Maar eintlik 'n beter simbool, vat 'n 5 liter water en vat 'n glas en hou dit aan gooi en hou dit aan gooi en kyk as 'n borreltjies maar binne kom en dit loop net oor en oor. Maar die Heilige Gees is nie 'n 5 liter water wat opraak nie. Ja. Maar sy vuur brand hier binne ons. En een van die bekendste gedeeltes wat baie mense gebruik het, en ek kan nie onthou wie op my Bybel dit is nie, maar baie Bybels het 'n duivel. Want as jy gaan lees toe Jesus gedoop is deur Johannes onder dompel is in die water en hy uitkom, toe sien hulle iets wat soos 'n duivel lyk wat op hom neerkom. Ja. Was nie 'n wit duivel gekom het en fladder uit en op was dit gelyk soos 'n duif. Die Heilige Gees is 'n simbool van die Heilige Gees. Nie gaan nou miskien vir my sê, maar is baie goed, dit is al die simbole, maar het ons regtig die Heilige Gees nodig? Ja. Yes. Ons wil nodig meer as ooit. Op ons kerk se embleem is ook 'n duif. As teken van die Heilige Gees. Ek wil nou ergens wat ek weet. Het Jesus ja, daar is die groot teken, man, dankie. Het is goed om die jeug te hê hier in die kerk, want wys jy ons, kyk daar. Gaan goed preek saam doen, nee. Net daar leer. Dis al wat jy moet doen. En bid vir die tyd. Amen. Het Jesus die Heilige Gees nodig gehad? Het Jesus as persoon wat op aarde gestap het die Heilige Gees nodig gehad? Ja. Gaan lees Lukas 1 vers 35, daar staan dat Jesus uit die Heilige Gees gebore is. Die Heilige Gees moes afkom na Maria toe, die Heilige Gees moes daar in haar binneste die werk gaan doen vir daai saadjie om te ontvrug en te ontkiem en Jesus te word. Sonder die Heilige Gees kon die goddelike, maagdelike geboorte nie plaasgevind het nie. Sonder die Heilige Gees is Jesus nooit gevolg nie. Ons het nou net gesê, toe hy die water uit opkom, toe kom die Gees soos 'n duif af. En kom vul. Jesus is deur die Heilige Gees gelei. Net nadat hy gedoop is, wat staan in die volgende hoofstuk, Matteus 4, begin met dit. Wie kan vir my sê? Toe hy klaar gedoop is, Matteus 3, is Jesus gedoop, en al die mooi goed sê hulle vir ons van die Heilige Gees, en daar kom 'n stem in die hemel wat sê, hier is my geliefde seun, in wie ek wel behaag het, en die volgende hoofstuk begin net daar, en wat sê al die volgende hoofstuk? En Jesus is deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei. So Jesus het nou besluit, ek gaan in die woestyn stap nie, die Heilige Gees het hom gesê, kom, hierdie rigting Jesus het gegaan. Ja. En na 40 dae en 40 nagte wat Jesus in die woestyn rondgeloop het, en met God in kontak was, en die Heilige Gees in kontak was, toe die duiwel gekom en hom versoek. En hy staande gebly. As jy Lukas 4 gaan lees, staan daar dat Jesus is gesalf deur die Heilige Gees. Die salwing van die Heilige Gees was saam met Jesus gewees. Ja. Kom ons sê net so, daai gevoel wat jy kry was saam met Jesus ook gewees. Ja.
Daai as ons lekker sing, of as ons lekker bid en ons sê, hier kom dit nou in ons teenwoordigheid, in daai salwing wat ons van praat. Jesus het ook gevoel. Hy het geweet wat dit is, hy het geweet, die Godheid van die Heilige Gees, die persoon is daar saam met hom. Ja. Maar hy het gevoel, net soos ek en u dit voel. Jesus het duiwels uitgedryf, deur die Heilige Gees. Deur die krag, die autoriteit wat die Heilige Gees saam met hom gegee het hy duiwels uitgedryf. Jy moet weet waar staan het? Het staan daar in Mattheus 12. En as jy Romeine gaan lees, dan staan daar deur die krag van die Heilige Gees is Jesus opgewek. Weet ons sing hy liedjie in die kerk. As die Gees van God wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, almal sing het, ons besef het nie. Dan sal jy vir ewig lewe, want die Heilige Gees is klaar binne my, en ek was klaar dood gegaan, en ek lewe klaar vir die Here. Ja, amen. So deur die krag van die Heilige Gees, het Jesus opgestaan uit die dode. Is nie wonderlik nie. Is nie wonderlik om te besef, dat die Heilige Gees, wat by my is, saam met Jesus was. Ja. Hy het hom gelei, soos wat hy my en u lei. Hy het hom krag gegee, soos wat hy my en u krag gee. Hy het hom autoriteit gegee, soos wat hy my en u autoriteit gee. Halleluja. Soos by tyd daar in die vertrek ingeloop het, en hy gesê, gaan hy! Ja. En hy het gegaan. Ja. Is die selfde autoriteit wat by Jesus was by. As ons net kan besef, dan kom ons ergens, ek wil nie van hierdie plek nie, gaan eerder weg gaan toe. Wie is goed as hier bezig, dan gaan jy eerder gaan. Hoekom? Ons besef die krag en die autoriteit wat die Heilige Gees in ons gee, om daar te staan en die Here se naam daar uit te roep. Amen. Sal wat ons moet doen. Weet jy wat maak die Heilige Gees so wonderlik vir ons? Dit maak Jesus lewendig in ons. Ja. Ja. Dit maak Jesus 'n werklikheid vir ons. Dis wat die Heilige Gees vir my en vir u doen. Hy maak Jesus 'n werklikheid. Ja, amen. Maar meer as 'n werklikheid, hy maak my en u gelykvormig aan Jesus. Want wat sê daai skrif daar staan? Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dit beteken ons moet gelykvormig raak aan Jesus. En die enigste manier om ons gelykvormig raak aan Jesus, om daai oortuiging te kry, is die Heilige Gees. Want ek en u moet streef na heilig maak. Ons moet nie ons bes probeer nie. Ons moet meer as ons bes probeer. Ons moet ons alles insit. Dan is die werklikheid van Jesus iets wat ek gelykvormig gaan word. Want eendag, geliefdes, kom daar 'n bruidegom vir ons. Ja. Wat gelykvormig aan ons gaan wees. Yes. Waarom ons net kan inskakel en sê, hier kom ek. Ek het gewag vir u. As ons gaan lees in Handelinge 1 vers 8, sê dit dat ons die krag gaan ontvang deur die Heilige Gees. Dis wat hy vir my en vir u doen. Hy gee ons krag. Hy maak dat ons God se liefde ervaar. Het u al daar in jou hart gevoel? En dan kom die Heilige Gees. Hy bring God se liefde weer in jou hart. Nie miskien die Bybel wat jy lees, miskien kom iemand net verby en sê, Heer, ek dan ek lief het dan. Dit al gevoel, dan voel jy, is nie daai persoon waar ek sê, dit is iets groter. Het die broer of die suster al by jy gekom, en jy het gesê, ek voel ek moet jou trek gee. Ja. Dan voel jy die liefde van die Here. Die Heilige Gees gee ons die vrug van die Gees. Dit maak dat ons al daai mooi goeders wat ons moet hê kan hê.
deur die Heilige Gees. Liefde, vrede, blydskap, al daai mooi goeders. En gee ons ook die gawes. Ons hou ons van die gawes. Ek hou van die gawes. Een het hierdie gawe gekry deur die Gees. Een het hierdie gawe gekry deur die Gees. Een het hierdie gawe gekry deur dieselfde Gees. Een het hierdie gawe gekry deur dieselfde Gees. En dieselfde Gees, en dieselfde Gees. Ons gaan nooit gawes kan hê om te beoefen as die Heilige Gees nie aankom. Ja. As die Heilige Gees nie aankom en sê, kom, ek sê wel. En om dit te kry, moet ons die dooping van die Heilige Gees kry. Iets wat ons woensdag aan bespreek het, en ek wil graag vir almal sê wat hier is, want baie het gemis. As ek nie gedoop is in die Heilige Gees nie, beteken dit, en dis nou 'n vraag wat ek hier vra, dis nie 'n stelling nie. As ek nie gedoop is in die Heilige Gees nie, beteken dit dat die Heilige Gees nie by my en in my is nie. Nee. Daar's 'n wanindruk wat gesaai word in die wêreld en die kerke wêreld, dat as ek nie gedoop is in die Heilige Gees nie, het ek nie die Heilige Gees by my nie. Dis 'n leuen. Die oomblik wat ek sê, Here, gee my hart vir U, dan is die Heilige Gees klaar by my. Amen. Dan stap die Heilige Gees klaar hier aan my sy. Vir u wat nie gesien het nie, ek gaan geweek om illustreer, soos verlede week, hoe die Heilige Gees by ons stap. Kom my liefde. Toe werk ek volgende week uit as jy weet. Kyk, die Heilige Gees is so by ons. En as ek hierdie kant toe stap, is dit baie kant, okay, die Heilige Gees bly my. Ek sien op daai kant toe stap, is die Heilige Gees nie hierdie kant. Die Heilige Gees wat ons sien, dis die Heilige Gees sal ons ontstaan, al is ek nog nie gedoop in die Heilige Gees. Ja, amen. Amen. Wat dankie. Jy moet ook volgende week dankie sê as ek swanger is, né? Sê jy maak jy nie. Gees het my nie so swaar. Maar, ek en u moet elkeen streef om gedoop te word in die Heilige Gees. Want Handelinge 1 vers 8 het nou gesê, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, want dis nie waar die skrif eindig nie. En julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies gaan wees. In Lewende Christus Kerk in Trigat, in Trigat, in Limpopo, in Suid-Afrika, en reg oor die wêreld, want dis waar ons staan. Jy sal my getuies wees in Jerusalem, en Judea, en Samaria, en tot in die uiterstes. So, ek het dit net prakties gemaak vir ons, skies maar dan gesê nee, maar ek het nie gesê ja. Want dis wat die skrif sê, jy moet my getuie wees, hierso, heel eerste. En het gaan nie net hier alleen gebeur. Het gaan nie net hier gebeur nie, maar weet jy kom staan het eerste in Jerusalem, want hulle moes eerste daar waar hulle vandaan kom, vrymoedigheid kry om met ander te deel. Dit was nou maklik om te sê, Johan, die Here het jou lief. En ek het dit vir elkeen van u wat hier sit, kan ek het sê, maar as ons hier uitgaan, ek gaan checkers doen, dan is ons nie meer in Jerusalem nie, dan is ons in Judea, in Louis-Triga. Dan moet ek daar met iemand kan sê, ja, die Here het jou lief. Amen. Yes. Skam wees. En as ek ry, en as na die hokkie gaan ek na Market Bean by Sabine toe, dan wil ek daar vir die vroukie kan sê, ja, die Here het jou lief. Halleluja. Daai vroukie gisteraand gedink, ek is baie snaaks, nadat ons koffie gekry het, toe sê ek vir, mag jy 'n geseënde Sondag hê. Halleluja. Thank you very much. Ek het van Engels gesê, soos ek verstaan wat ek gesê het. He said, thank you for the coffee. He says, it's a pleasure to say, may you have a blessed Sunday tomorrow. Halleluja. En dis mos 'n bietjie ver. En as ek gaan vakansie hou in die Kaap, ek spreek dit nou, as ek gaan vakansie hou in die Kaap, moet ek daar op die strand vir die mense kan sê, die Here het jou lief. As ek 'n haai sien, moet ek hom sê, gaan terug Durban toe. Jy het gister verloor.
ek eendag oor see vir my kinders gaan kuier, moet ek daar vir die mense kan sê, die Here het jou lief. En daar in Engels moet sê, daar gaan Afrikaans verstaan nie, maar ek nog steeds kan doen. Want as die Heilige Gees my krag gee, dan moet ek dit gaan doen. Amen. Halleluja. Want dis hoe ons gedoop word in die Heilige Gees. En baie mense maak dit baie moeilik. Ek gaan vandag vir 'n maklike manier verduidelik om dit te doen. Ja, daar is voorwaardes. Die Bybel sê vir ons daar is voorwaardes. Eerste, moet ek gered wees. Die Here gaan my nie doop en as ek nie gered is nie, dan moet ek maar gaan en ek moet maar bietjie gaan skoonmaak, maar ek my sondes nie uitbelei, né? As ek nou gery het en dan taxi vir my ingery en ek het allerhande goed vir hom gesê, moet ek dit gaan uitbelei, hoor. Dis nie reg nie. So gebruik maar taxi, dus almal weet hoe hulle ry. Nee, daar is baie ander goeders wat ons ook doen. So ek moet bietjie gaan skoonmaak. Halleluja. Weet jy wat? Ek moet my laat doop. Ja, daar is mense wat gedoop is Heilige Gees, wat nie deur die fisiese doopwater gegaan het, maar mense wat nog nie 'n kans gehad het vir dit. Toe ons in Mosambik was by uitreik, was daar mense daar wat gewerk het in die kerk. Pastore, sê nou reg het vir u, pastore wat gewerk het, wat vir mense geprofeteer het, wat vir mense bedien het, wat nog nie gedoop was, wat nog nie kans gehad het. Tot ons by die water kon kom, en daar was soveel water geweest, ons hulle gedoop. Halleluja. In die middel van die winter. Ons was nie so koud so in die middel van die winter hier is nie. Maar in die middel van die winter het ons hulle gedoop, nie een van dit gekla oor dit nie, want het geweet, het moet gedoop word. Ons element daarin om die water bietjie warm te maak. As ek daar in die water is koud, dan maar koud. En hy sê ja, water was koud. So 'n bietjie, ons moet eintlik bietjie gaan, so die ouens in Rusland gaan. En as dit nou ysig koud is op buitekant neerkom, dan word ek al daar. Moenie bekom my net net 'n kus in 'n stoel. Iemand het seker gekry. Nou as jy geen trane nie, as jy so weet. Halleluja. Dit was almal net staan. Ja. Maar ek moet gedoop wees. En dan sal baie maklike manier. Jesus het vir ons daar, Johannes 7, vers 37 en 38, presies 'n resep gegee hoe om te doen. Het staan op die laaste dag van die fees, toe staan hy op, toe sê hy, almal wat dors het, kom na my toe en ek sal vir julle gee. So as jy nog nie gedoop is in die Heilige Gees nie, dan gaan ek jy nou die manier leer. Nommer 1, ek moet 'n dors hê. Ek moet 'n wil hê om gedoop te word met die Heilige Gees. Dit help nie, ek wil nie gedoop wees nie, dan gaan ek nooit gedoop wees. Dit help nie, net as ek hier by die kerk kom, nou het ek ewe skielik 'n smagting van dit nie. Nee, ek moet by die huis ook 'n dors hê. Ek moet by die huis sê, Here, ek het 'n dors na die Heilige Gees. Ek het nodig dat in my lewe kan inkom. Ek het nodig om my krag te ontvang. En ek moet nou gaan getuig van U. Want dis my dors moet wees. Nie dat sê ek is gedoop in die Heilige Gees, gaan net nie kry nie. Jy moet 'n dors hê, dis 'n Here, ek wil ook iets gaan doen, maar ek speel jou vermoedig. Maar 'n dors hê. 'n Dors hê. Ja, ek wil hê. Ek wil hê, ja, ek het 'n dors na U. Wat sê Jesus na dit? Wat moet ons doen? Almal wat dors het, kom na my toe. En of jy dit hier doen, of jy by die huis in die slaapkamer doen, en of jy lief is vir die bosveld, in die middel van die bosvelde doen, maak nie saak waar nie. Maar ek gaan nie nou wys. Jy sê vir jouself, jy gaan nie oop toemaak en nadat jy vir die Here gesê het, Here, ek het 'n dors na U. Want jy vir jouself 'n prentjie kan skep, geesteswêreld wat sien hoe U na Jesus toe staan. Jesus gaan nie op jou afstorm en dit in forceer nie, man. Jesus sê nie, almal wat dors het, ek kom nou na jou toe. Hy sê, almal wat dors het, kom na my toe. Ja. So sien jy self in die gees na Jesus toe aanstaan. En sê, ja, ek het 'n dors na die Heilige Gees.
invulling, opborreling, oorborreling. En dan moet jy sien hoe Jesus met die water gee. Het gaan al 1 dag van, het gaan al 5 dae van. Maar jy moet sien, jy moet daarin lewe, elke dag moet jy dit voel, en wanneer jy daar is, moet jy dit indruk, jy moet nie gestres wees nie, jy moet nie voel, maar die Here kom my nou, want ons die einde van die Pinksterweek, en wanneer jy sy teenwoordigheid inkom, is dit 'n rustigheid. Ja. Dan moet jy dit indruk. En ja, dit is dieselfde as dors of water, jy moet dit indruk, en jy moet jouself voel, vol word van die Heilige Gees. Vrydag aand sê ek vir ouens, ek voel dit van my voete af, hoe word ek vol met die Heilige Gees, en my bene, maar dit maak my nie zwaar nie, maak my ligter. En jy moet voel, en jy moet 'n dors hê, en jy moet ontvang, en die Here se naam groot maak, en voel hoe vol word jy. En terwyl jy daar die indrinking doen, van die Heilige Gees, en jy begin agterkom, maar dit begin lewe, hier binne in my. Dit begin borrel hier binne in my. En dan gaan jy net uit en gee aan dit, dat het oorborrel. Dit help nie, jy sê, Here, ek wil gedoop word met die Heilige Gees, en dan gaan staan jy daar. Ja. En dan moet jy gaan staan so daar. Excuse my mond, het nou so oppas, maar ek moet dit vir jy wys, want dis wat mense doen. Here, ek wil gedoop wees, dan gaan staan jy daar. Ek en nie moet deel wees. Dis my liggaam die Heilige Gees gebruik om uit te gee. Dis my stem, want dit is my lippe, dit is my tong. Dis dalk goed wat ek nie weet nie, woorde wat ek nooit geleer het nie. Ja. Maar ek mag steeds uit en daarom kan gee. Ja. En as ek die eerste dag nie kry nie, dan moet ek nie, in Engels sê ons discourage. Ja, moet opgee. Moenie moed opgee nie. Moenie sê, ja, man, dis nie van my nie. Sê net, dankie Here, dat ek nog besig is om vol te word. Ja. Amen. En dan môre wanneer ek besig is, dan sê ek, Here, ek is nou so, net so my klein toontjie het gister vol geword, ek so 'n bietjie meer. Laat het vol, laat het vol. En as jy dan, as het nog steeds nie gebeur het na dag 2, dan sê jy, dankie Here, dat ek nog besig is om vol te word. Ja. Dat ek 'n dors het en 'n honger het na dit, en ek moet net aanhou en aanhou tot die Here my vat. Want dit is vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons daar. Maar is daar nader te kom. Amen. En is daarom vir hom begin getuig. So as jy al gedoop is, doen hierdie ook, om weer 'n nuwe hervulling te kry. As jy nog nie gedoop is, doen hierdie, om die vulling te kry. En as jy moet uitbly, bely. En as jy gedoop moet word, sê, dan doop ons. En as jy regtig bang is vir koue water, probeer ek die elemente. Maar moenie bekom dat jy ek gaan saam met jou in die water wees. Dat gaan ek ook. Maar gaan nie so diep water wees. Nie al. Maar kry 'n dors aan die Heilige Gees. Halleluja. Kry 'n smagting na Here. Ek wil dit hê. Nie net vir show, nie net vir ek is gedoop nie, maar iets met dit gaan doen. Ja. Amen. Mag die Here die sê.